Ons is by week 7 van ons gebedslys, 52 weke van gebed, die verborge kerk en sy groei in vermenigvuldiging. Dis vir my so inspirerend. Ek kyk nou baie, luister baie na die gebeure in Iran. En te midde van al hierdie geweld, te midde van al hierdie mense wat sommer net doodgemaak word en waaroor die wêreld stil bly in Iran. As hulle nou praat van 'n mensemoord wat plaasgevind het in Gaza, daar is al meer mense dood in Iran in die afgelope paar weke as wat in die hele Gaza-oorlog amper dood is. Maar niemand sê iets daaroor nie. Niemand protes daaroor nie. Ek sien nie die Suid-Afrikaanse regering gaan kla Iranse regering aan vir genocide, soos wat hy gedoen het met Israel nie. Maar te midde van hierdie omstandighede, is daar een wonderlike ding wat gebeur. Ons het, toe ons in Oktober maand gevlieg het ek 'n vroukie op die lughawe, ek en Andy 'n vroukie op die lughawe, haar naam is Janine. Sy is 'n sendeling in die Arabiese wêrelde. Sy is verban uit Jordanië, sy en haar man, sy is verban uit Iran uit, omdat hulle die woord so bring. En sy het in die week het sy vir my laat weet, bid vir die kerk, want die kerk groei uit sy nate uit. In hierdie moeilike tyd is die Islam besig om dood te gaan, is die moslems besig om Christene te word. Sy sê, bid vir die kerk. Dit is net fantasties wat besig is om te gebeur. En ek wil sê, insluit nou so mooi aan by vanmôre en hierdie ding het ek 'n jaar gelede terug opgestel. Sê, bid vir die vermenigvuldiging in die verborge kerke, die kerke wat onderdruk word, die kerke wat stilgemaak word. Kom ons bid vir daardie Christene, kom ons bid vir daardie groei. Ek dink aan Iran, ek dink aan Nigerië, ek dink aan Sudan, ek dink aan China self, soveel plekke. Kom ons bid vir mense, kom ons bid vir die kerk, kom ons bid vir leiers vir daardie kerk, om hulle wat inkom nou, te kan disippels maak vir die Here, want dis belangrik. God se koninkryk bou selfs in die donker, ons land fokus, Saudi-Arabië, maar ons dink ons moet hom dalk skuif na Iran toe, Saudi-Arabië ook, maar veral nou in Iran op hierdie tyd, dat die woord van die Here sal duidelik word vir mense. Ek dink aan die sielkundige impak van die langdurige gevangenskap van gelowiges. Romeine 15 vers 13 teksgedeelte vir die week, mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle blydskap en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. Kom ons dink vir al hierdie Christene, daar is nou Eritrea, Saudi-Arabië, Iran, Sudan, China, daar waar die kerk verdruk word. Kom ons bid vir hulle in hierdie week wat kom.